Ons Vader Jahwe, dankie vir die Vaderhuis. Heerlike woning, groot en onbeskryflik groot, omdat U self teenwoordig is in U koninkryk op die troon. Ons Vader Jahwe, ons wil vanaand vir U vra, dat ons harte vir U 'n welaangename offer sal wees, dat ons iets van die koninkryk van die hemele ook in ons harte sal ervaar, wanneer ons weet dat ons 'n woning is van U Gees, dat U Vaderhuis nie net daar ver in die ewigheid is, in die hoogste hemele nie, maar dat Yeshua self tabernakel het, kom woon het, en dit vir ons moontlik gemaak het om in Hom deel te kan hê van die groote tempel, sy liggaam. Dankie dat ons in sy offer die volmaakte offer vir U kan wees. Dankie dat ons by die tafel kan aansit waar Yeshua ons bedien met sy liggaam, sy bloed wat die lewe is, redding, verlossing, genesing. Ons Vader, as ons maar net dink, U gaan haal ons uit die diepste, donkerste kuil uit en U plaas ons voete op die ewige rots, sodat ons 'n lied van verlossing kan sing en vir ewig deur die poorte van geregtigheid kan ingaan, om vir ewig voor die aangesig met vrees en met bewing, met ontzag en respek en kosbare teer, rein liefde, U opreg kan lief hê. Dankie daarvoor. Dankie in Yeshua. Halleluja. Amen. Hier kan U sitplekke inneem, baie dankie. Ons gaan vanaand uit 1 Johannes 5 lees, daardie sendbrief, wat bietjie later agter in ons Bybel is, 1 Johannes 5, baie belangrike tema, geloof. Kan U verlede week Sondagoggend se boodskap onthou, die tema? Hoe kragtig is jou geloof? Hoe sterk is jy geloof? En ons het gesê die maatstaf is die liefde of die vrug van die Gees. As jy wil weet hoe sterk is jou geloof, kyk na die vrug in jou lewe, want dis reeds die beproewing en die storms van die lewe wat jou geloof in die wingerdstok, in die bron van jou bestaan toets. Dis reeds die storms van die lewe, die onsekerheid en die negativiteit wat jou toets, maar glo jy werklik in Yeshua? Dink aan Lazarus, Johannes 11. Yeshua sê vir Martha, as jy glo, sal jy die heerlikheid van Jahwe sien. Nou 1 Johannes 5 begin dan ook met hierdie gedagte rondom geloof, en ons tema vanaand is, ek glo, sodat ek kan verstaan. So geloof is ons voorvereiste vir kennis van Jahwe, maar dit is nie net 'n voorvereiste nie, dit is 'n konstante, 'n gedurende, teenwoordige vereiste vir groei in die kennis van Jahwe. So mooi vanoggend se boodskap, die volle raad van Jahwe, die fokus nie op aardse kennis nie, of selfs godsdienstige kennis nie, maar kennis in Yeshua. So ek wil hê jy moet die begin van hierdie hoofstuk en die einde, want ons teks gaan uit stuk 5 vers 20 kom. Hy begin met die geloof en hy eindig met die kennis. Ons lees saam. In Johannes 5 vanaf vers 1. Elkeen wat glo dat Yeshua die Messia is uit God gebore. En elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. Nou, ek verskoon dat ek myself onderbreek, omdat ons so baie na die woord gebooie lees, wil ek u net herinner, en ons gaan sommer net nou gou weer daarna kyk, waarna verwys Johannes as hy skryf die gebooie van Yeshua. Want ons het dit in die oggendstilte baie duidelik en deeglik gehoor, maar ek sal dit weer doen, soos ons vanoggend gehoor het, totdat die gemeente dit leef en doen, gaan ons dit herhaal. Want nie die gemeente nie, ons almal. Nou ja, ons lees verder in vers 3, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld.
En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Nie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Yeshua die Seun van God is. Dis hy wat deur water en bloed gekom het, Yeshua die Messia. Nie deur water alleen nie, maar deur water en die bloed. Dit is die Gees wat getuig, want die Gees is die waarheid. Dit is baie, baie belangrik as ons afsluit vanaand in die boek Openbaring wat deur Johannes geskryf is, die Gees van die getuienis, die Gees van die profesie. Want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is een. Daar is 3 wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die 3 is eensstemmig. As ons die getuienis in die mense aanneem, die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat nie God glo nie, het hom tot leienaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het, wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, en daar is 'n sonde tot die dood, daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde. Daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Ons weet dat ons uit God is, en die hele wêreld in die mag van die bose lê. En ons weet, die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun Yeshua Messia. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. My kinders, bewaar julle selfs van die afgode. Amen. Wat 'n voorreg om 'n kind van Jahwe te kan wees. Om uit God gebore te kan wees. Hy wat uit God gebore is, oorwin hierdie wêreld. En daarom as ek na u kyk vanaand, ook u wat daar by die huise ingeskakel is, dan spreek ons mekaar aan as geliefde, beminde, uitverkore, geheiligde kinders van die Vader, maar ook as mede-stryders en oorwinnaars in Yeshua. Hoekom? Want ons deel die geloof, die kosbare gawe wat Jahwe vir ons gee, nie 'n kopgeloof nie, maar 'n goddelike werking wat die vrug dra van die liefde. En daarom as ons vanoggend die oproep gehad het tot die volle raad van Jahwe en die kennis van Jahwe, dan is dit deur die geloof in Yeshua, want vers 20 ons teksvers sê, en ons weet, in Johannes 5 vers 20, en ons weet dat die Seun van God gekom het, en ons verstand gegee het, om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun, Yeshua Messia. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Waarheid en lewe is die kernkenmerke van kennis. Wil dit weer sê. Waarheid, nie net aardse waarheid nie, die persoon wat genoem word, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hoor jy daai twee? Weg, waarheid en lewe is die kenmerk,
die vrug van hierdie kennis. Nou is ons tema vanaand, ek glo, sodat ek kan verstaan. Ek glo in die seun van God, Yeshua Messia. Ek glo in sy totale profetiese roeping as die Messias, die gesalfde, om vir die volk wat in duisternis sit, die lig te kom laat skyn en vir hulle die Vader te kom openbaar. Sy geregtigheid, sy absolute geregtigheid, die oordeel van Jahwe oor die sonde, die toorn van Jahwe oor die verdorwenheid van die mens geopenbaar in Yeshua in die vloekheid, in sy hele lewe. Maar ook die krag van sy heerlikheid in die opstanding van Yeshua. En wanneer ek dit glo, en onthou ons het laasweek gesê, wys my jou vrug. Glo jy dat Yeshua jou verlosser is, wys my jou verloste lewe. Glo jy in die krag van sy opstanding, wys my die lewe wat getuig daarvan. Wanneer ek dit glo, dan begin ek begrip te kry, kennis, verstand. Dit is 'n baie kosbare wisselwerking. Jahwe gee die eerste genadehandeling, die wedergeboorte. Jahwe gee vir ons die geloof, Efesiërs 2 vers 8 en 9, wat 'n gawe van God is, sodat ons kan glo. Hierdie geloof moet vrug dra. En wanneer hierdie geloof vrug dra, dan kom daar nog kennis by. En wanneer daar kennis bykom, kom daar vryheid en verantwoordelikheid, want jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En wanneer daar vryheid is daar weer verantwoordelikheid. En wanneer daar verantwoordelikheid is, kom daar volwassenheid. En so het u en ek 'n dinamiese, nie 'n statiese, passiewe verhouding met Jahwe nie. Nie daai verhouding van broer en suster, ek het al 30 jaar terug 'n visioen gehad en al wat my hele bestaan oorgaan is lang terug toe ek Jahwe leer ken het. Jahwe wil hê ons moet dag tot dag groei, volwasse word. Dit wat ons vanoggend in Efesiërs 4 gehoor het. Kom tot die volwassenheid. En daarom is daar by een vir my 'n daaglikse verantwoordelikheid. Ek glo sodat ek kan verstaan. As ek hierdie Bybel optel en ek het die behoefte om te verstaan, moet ek eers glo. Ek moet met geloof sê, Vader, hierdie Bybel, ek glo in Yeshua. Ek glo dat hierdie skrif getuig aangaande Yeshua. Want die vraag is, wat moet jy glo? Jy moet glo dat hierdie skrif oor Yeshua gaan. Jy moet glo dat dit die kern is, dat dit die openbaring van Jahwe is. Jy moet nie net glo dat die feite die waarheid is, en dit is ook natuurlik 'n voorvereiste, maar jy moet glo dat die skrif na Yeshua toe heen wys. Dis hoekom jy die wet en die profete bestudeer, want jy glo jy gaan na Yeshua toe die openbaring kry. En so ook die apostels, en so ook die boek Openbaring. Dan nie die boek Openbaring in ongeloof, uit vreesagtigheid, om een of ander iets te ontrafel soos 'n legkaart nie. Jy tel die boek Openbaring op, omdat dit die profesie is, die gees van die profesie is die getuienis van Yeshua. Het gaan oor Yeshua, het gaan oor sy heerlikheid, het gaan oor sy oorwinning. Dit is oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Nou wil myself nou eers bietjie stop. Job het 'n bepaalde toestand gehad, realiteit, pyn. En ons sou sê, wanneer ek ontspanne is en ek is gemaklik in my studeerkamer, op my stoel, en die ligreëling aan is, en is 'n mooi dag, en die kinders gedra hulle, en alles van voorbeeld, dan is ek nou gereed vir Bybelstudie. Want nou gaan ek verstaan. Job was nie in sy studeerkamer nie, hy was op die ashoop. Dit het nie goed gegaan op aardse vlak. Tog beskik en bepaal Jahwe vir die mens 'n omstandigheid, so daar 'n begeerte en 'n behoefte is om sin te maak, want jou situasie maak nie sin nie. Job se vriende vra vir hom. Job 11 vers 7, ek quoteer dit maar net. Kan jy die dieptes van God pyl? Kan jy die dieptes van God pyl? En wanneer ons deur omstandighede gedruk word, en ons ervaar emosie, wat ons andersins nie sou ervaar het, as ons gemaklik was nie, maar die ongemak van die tyd, die ongemak in die krisis en die angs, laat jou uitroep
En sover vra vir Job, kan jy die dieptes van God pyl? Jy lief was. Ander vriend vra vir hom 'n bietjie vroeër in Job 5 vers 9. Hy vra nie vir my, sê, hy maak melding van Jahwe, wat ondeurgrondelike wonders doen. Luister mooi, ondeurgrondelike wonders. Wie is die God wat ons aanbid? Kan ons hom sommer maar net ken? Kan ons besluit, ons gaan hom nou bestudeer, soos wat jy in wetenskap 'n area kry? Nee. Kennis van God is sy genadehandeling met sy kinders. Jy kan net van Jahwe weet wat hy van homself en jou wil openbaar. Enige ander kennis is tot die dood. En ons sien dit in ons tyd. Dit teologiese boeke van mense wat skreiende dinge skryf. Ons sien dit in ons eie geleedere. Mense wat sogenaamd Bybelstudie doen, groot ywer in die dag lê, sonder Yeshua, en kom totaal verkeerde resultate uit. Kan jy die dieptes van God pyl? Hy word beskryf as die Almagtige. Eli sê in Job 37, die Almagtige, ons vind hom. Tog is dit Jahwe se genadehandeling binne in sy verbond wanneer hy vir Israel sê, maar naby jou is die woord. Jy hoef in die hemel op te klim, jy hoef die dieptes in die hart. Ek kom openbaar myself in die tabernakel, in die allerheiligste op my voorwaardes in reinheid en in heiligheid. Soveel so, dat wanneer Yeshua vir ons in 1 Johannes 5:20 verstand gee om die heilige te ken, die verborgenhede, dan kan ons, soos wat ons vanoggend gehoor het, sê Paulus, ek het nie nagelaat om die volle raad van Jahwe en julle te verkondig nie. Dit wat vir ons belangrik is in Yeshua. Paulus sê, die gemeente niks agtergehou van wat nuttig is. Nuttig tot opbouing van die liggaam. Dis die kennis. En ons weet Romeine 9, 10, 11, toekoms van Israel, die vergelyking van die wille olyf en die makolyf, daardie ontsaglike verborgenheid dat die 10 stamme kan inkom. Dan sê Paulus aan die einde van Romeine 11:33 en dis 'n loflied oor die dieptes van God. Die dieptes van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en onnaspeurlik sy weë. Tog in Yeshua vind ons kennis van hierdie onnaspeurlike weë. Tog in Yeshua, want Romeine 11 gaan nie oor Yeshua. Dit gaan oor hierdie 2 olyfbome afgekap is deur hulle sonde, deur hulle verdorwenheid, deur hulle hoogmoed, maar in Yeshua, in die evangelie kom hulle terug. Dit gaan als oor die kern Yeshua, die een in wie ons bestaan vind. Psalm 145 vers 3 sê Jahwe is groot en baie lofwaardig en sy grootheid is ondeurgrondelik. Nou moet ons pas op, van baie dinge in die psalms raak van ons 'n klisjé, of het raak net, ons verstaan dit nie so, ons gaan maar net aan, luister mooi, staan stil. Jahwe is onbegryplik. Tog het jy en ek hierdie behoefte deur die werking van die Heilige Gees om Jahwe te ken. En daarom moet ons mekaar sê, kan ons Jahwe uit onsself ken? Nee. Daar's een wat vir ons verstand van die heilige, van die waaragtige kom gee. Dis 'n groot wonderwerk, Yeshua. En enigiets wat jy buite Yeshua van Jahwe wil weet, gaan jy dwaal. Jy gaan dwaal, want jy kan nie die allerhoogste ken nie. Niemand het God geken nie, behalwe die enige gebore seun wat uit die boesem van die Vader kom. En die woord het vlees kom word en onder ons kom woon. Dis so belangrik. Onthou julle Jesaja 40 vers 28, daardie groot, pragtige, bemoedigende hoofstuk. Tog sê hy, weet jy dit nie Israel, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is Jahwe, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand. Wil die gemeente oproep tot die vrees vir Jahwe. Wie is die een met wie ons te doen het? Ons kan nie in arrogansie
of in eie sinnigheid, of in doeteenvoudige onkunde, Jahwe bestudeer soos wat ons aardse dinge bestudeer nie. Hy is ondeurgrondelik behalwe. Wel, hy sal altyd ondergrondelik bly, maar hy gee vir sy kinders binne sy verbond in Yeshua die voorreg om hom te ken. En dit is die gebed vir die gemeente. Dit is my gebed vir u, om werklik Jahwe te ken. Kennis wat vry maak. Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. En vers 36, en as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Kom ons kom 'n bietjie terug na ons tema toe. Ek glo sodat ek kan verstaan. Ek wil ons na Johannes 14 toe blaai. Johannes 14, en nie het ons nodig om net weer te onthou dat geloof gaan oor in dade. Hoe kragtig is jou geloof? Wys my jy vrug, die liefdeshandeling. Waar kom dit vandaan? Ons het dan hoeveel keer in Johannes gelees dat as jy sy gebooie onderhou, het jy hom lief, en ons gaan dit nou weer lees, Johannes 14, en ons lees vanaf vers 21, Yeshua sê, wie my gebooie het. Nou kom ons stop net gou eers daar, Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het. Wie het sy gebooie? Wat is die gebooie van Yeshua? Dit is nou die deel wat ek gesê het, ons gaan dit weer herhaal. Dit is belangrik. Onderstreep in u Bybel, draai net gou 2 hoofstukke terug. Johannes 12 sê die volgende. Johannes 12 vers 49. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Nou, die 10 gebooie het vir ons wat gebring? Die dood, want hy het jou skuldig bevind. Die wet kan jou nie lewend maak nie, is kragteloos, maar die gebod van Yeshua maak lewend. Wat is sy gebod? Wel, in hierdie selfde hoofstuk vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit die vrug van die lewe. Dit dra veel vrug. Hier is 'n gebod wat lewe gee. As jy sterf, kom daar lewe. En dit is Yeshua self. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Hier is die gebod. 'n gebod wat lewe gee. Verloor jou lewe, lê dit af in Yeshua en jy sal lewe. Dis die gebod wat Yeshua van die Vader ontvang het en dit nie net gepreek het nie, maar dit aan die vloekhout geleef het en uit die graf uit opgestaan om vir ons te wys. Dit is die gebod van die Vader. As jy in hierdie wêreld jou lewe aflê in gehoorsaamheid aan die Vader in Yeshua, dan is daar lewe. Dit is die enigste gebod wat lewend maak. En daarom kry ons dit ook in Johannes 13. Wanneer Yeshua dit demonstreer, die voete van sy disippels was. In vers 15 sê hy, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Hoe kragtig is jou geloof? Wys my jou dade, doen. Dan kry ons hierdie pragtige, wat ons goed ken in vers 34 van Johannes 13. Johannes 13:34. 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Want hierdie liefde dien, hierdie liefde sterf, en hierdie liefdesgebod bring lewe. Is dit moontlik buite Yeshua? Onmoontlik. En dis hierdie gebod waarvan Yeshua dan in hoofstuk 14 sê, sien julle, dit is 'n eenheid, daar's konteks. Dis dan hierdie gebod wat Johannes 14 vers 21 sê, wie my gebooie het en die bewaar. Nie net die kennis of gehoor het daarvan of gelees het nie, maar dit bewaar, met ander woorde, dit doen. Dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hier kom die belofte,
Hom sal my Vader lief hê en ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar. Vra weer die vraag van sover, kan jy die dieptes van God pyl? Wel, laat vir een van my ontsettende voorreg om iets wat uit die hart van Jahwe kom, nie iets nie, iemand te leer ken as jy sy gebooie bewaar. So ons sê vanaand, ek glo, ek dra vrug, ek het hom lief, ek dien my naaste, sodat ek kan verstaan, sodat die Vader by my kom woon, sodat hy homself aan my openbaar, sodat ek toeneem in die kennis en in die genade en in die verstaan van die koninkryk van die hemel. Dis ware kennis. As ek sê ware kennis, dan bedoel ons spesifiek, in Grieks noem ons dit aletheia, dit is 'n pragtige woord, baie van die meisies se name is Thea, Thea kom van aletheia, wat waarheid beteken, of selfs Theo, dit is 'n pragtige woord, Joshua kan sê in Johannes 14, ek is die weg, in hierdie hoofstuk, vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So wanneer ons van waarheid praat ons nie van wetenskaplike, empiriese waarheid, ons praat van goddelike, Yeshua self waarheid wat vry maak. Daaruit staan teenoor die leuen, Satan se koninkryk is leuen, hy is die vader van die leuns, en die vrug van sy leuns is gevangenskap, slawerny, is pyn en lyding en die dood. Maar daar teenoor, of nie net teenoor, oorwinnend, oorweldigend, vernietigend staan die waarheid, wat vry maak, wat lewend maak. En Yeshua sê, as jy my gebooie bewaar, dan is jy in my, dan is jy in die waarheid, dan is jy in die waaragtige, die een wat waarheid bedien, sodat ons tot sy eer voor hom vry kan staan. Staan dan vas in die vryheid waarmee Yeshua jou vrygemaak het. Die waarheid. En hierdie waarheid is die kennis. Goddelike kennis. Nie die kennis wat vir Adam en Eva laat skaam kry het, wegvlug, weg van die aangesig van Jahwe nie. Nee. Die kennis wat Yeshua gee, bring jou nader. Ons het in Johannes 5 die woordjie vrymoedigheid gehoor. Hierdie kennis gee vir jou vrymoedigheid om na Jahwe te kom. Jou selfbewustheid oor jou ellende en jou sonde is nog steeds daar. Maar Paulus sê in Romeine 7, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van die dood? Ek dank Jahwe, daar kom die kennis. Hy het geervaar, hy het geproe, hy het insig in die dieptes van God. Naamlik, die koninkryk van die hemel wat Jahwe beskik het vir sy kinders. Nie op grond van hulle prestasie, omdat hulle dit waardig is nie, maar omdat hy dit gewil het. En alles wat Jahwe wil, dit doen hy. En dan sê Johannes 14 dit weer 'n keer. Ja, Judas, nie die Iskariot net eers 'n vraag in vers 22, sê vir hom, Meester, hoe is dit dat u aan ons u sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Yeshua antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. My Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Woning, gemeenskap. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, Openbaring 3. En as iemand my stem hoor, oopmaak, sal ek ingaan en 'n feesmaal hou. 'n Feesmaal. Daardie kosbare eet en drink en vrolikheid en mekaar innig ken en net bewus wees van daai veiligheid, daai aanvaarding, daai respek. Maar ook om op te staan by dieselfde tafel, mekaar se voete te was. Want dis die feesmaal van Yeshua in Johannes 13, waar hy opgestaan het en sy disippels se voete gewas het. Want dis waar liefde is, dis waar goddelike insig, kennis is. Onthou julle die woorde van Yeshua in Johannes 7. Yeshua antwoord hulle, ek quoteer Johannes 7 vers 16 en 17. Yeshua antwoord hulle en sê, my leer is nie myne nie, maar van hom wat my gestuur het. Wat is hierdie leer? Dis die gebooie, wat hy van die Vader ontvang het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet
of dit uit God is. Ek moet dit doen. Ek glo, ek leef dit, ek dra vrug. Daarom weet ek, daarom verstaan ek. Daar's 'n interaksie tussen om Yeshua se woord nie net aan te haal nie net te quoteer nie. Soos ons vanoggend gehoor het, Bybeltekste te quoteer nie. Ja, dit het sy plek. Maar dit moet oorgaan in vrug. Ek glo, ek bewaar, ek het lief, daarom verstaan ek. Spesifiek Yeshua. Want hy het gekom om hierdie onmoontlike, om die heilige te ken, het hy vir ons kom moontlik maak. En daarom bly kennis van die Almagtige net vir sy kinders. Daniël 12 vers 10. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandige sal verstaan. Heiligmaking bring kennis. Nie jou heiligmaking, soos die fariseërs hulle eie heiligmaking probeer uitwerk het nie. Yeshua, die waarheid, die vryheid van sy geregtigheid, sy kosbare offer, sy heerlikheid. Ek sê dit weer, die goddelose, die persoon wat dorings en distels voortbring, sal nie verstaan nie. Maar die verstandiges, die heiliges, die uitgeroepes, wat in Yeshua vrug dra, hulle sal verstaan. Hulle wat gereinig en gesuiwer en gelouter word. Wanneer ons na die nuwe verbond blaai, kom ons maak ons Bybels oop by Hosea 6. Hosea 6. Die leen, boom van kennis van goed en kwaad, bring die dood voort. Wat is Jahwe se belofte in Yeshua, die fontein van die lewe? Opstanding. Hosea 6 vanaf vers 1. Kom en laat ons terugkeer tot Jahwe. Want hy het verskeur en sal ons genees. Hy het geslaan en sal ons verbind. Hy sal ons na 2 dae lewend maak. Op die 3de dag ons laat opstaan, sodat ons weer voor sy aangesig kan lewe. Dit wat ons in die begin van die diens mekaar gesê het. En laat ons ken. Laat ons dit najaag om Jahwe te ken. Sy opgang is so seker soos die dagbreek. Hy sal tot ons kom soos die reën, soos die laat reëns van die by die aarde herstel, besproei. Die Heilige Gees. Hoe het Jahwe tot ons gekom? In Yeshua. Wanneer Yeshua opvaar, sê ek laat julle nie as wees agter nie, ek gee julle die Heilige Gees. Maar daar is iets wat baie belangrik is, wat ek moet verstaan. Die psalmdigter sê dit duidelik. Die dwaas sê in sy hart, daar's geen God nie. Die mens in sy verdorwe toestand kan nie Jahwe ken nie en wil hom ook nie ken nie en het geen begeerte om in die lig van sy aangesig sy eie toestand te sien nie. Hy kruip weg, maak vyebelaar, hy beskinder ander, hy praat homself goed. Hy's bedrieglik. En dit het eers Yeshua, die koringkorrel wat sterf sodat daar lewe kom, daar's eers 'n opstanding nodig voordat daar kennis kan kom. Jy sê dit. Hy sal ons lewend maak. En dan kom laat ons hom ken. Daar moet eers wedergeboorte, goddelike ingryping, lewe wees. En dan kan die verstand vrugbaar wees om hom te ken. Daarom is alle Gods sogenaamde kennis, wat deur 'n dooie, verdorwe, sondige hart probeer redeneer en beredeneer word, lei tot die dood. En ons het altyd daardie uitdaging om nie in die vlees, wat nog die littekens van die dood dra, terug te gryp. Vandag en die ook, weer, kennis tot die dood by uitkom. Maar wanneer ek in die lewe en in die liefde van Yeshua bly, en soos hy dit hier stel, laat ons voor sy aangesig kan lewe, daar's kennis. Want in die lig
in u lig sien ek die lig. Ek glo, sodat ek kan verstaan. En dan kom ons by vers 6. Want ek het behaag in liefde en nie in offerande nie, en in kennis van God. Hoor hulle die parallelisme, dit gebeur baie in die teks, waar hy van die een ding praat en die volgende, die liefde en die kennis gaan saam, dis waarin Jahwe behaag het, Johannes 14, Joshua openbaar die liefde, en dan is daar kennis, daar moet geloof wees, om daar die intimiteit en die verbond te bring, om daar die liefde te bring, sodat ek kan ken. En dit is vir Jahwe wel behaaglik. Hy wil begin afsluit. Almal ken Deuteronomium 4 vers 1 en 2. Kan ek dit vir julle net weer lees. Onthou, Deuteronomium is die tweede keer waar die wet weer gegee word. Deuteros, nomos. Jahwe het op Sinaï vir die volk die verbond gegee. Daar was 'n geslag wat moes sterf as gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Voordat die volk weer die land ingaan, staan Moses en hy herhaal vir die volk, Deuteronomium 4. Jahwe sê, luister dan nou Israel, Deuteronomium 4 vers 1, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat Jahwe, die God van julle vader, aan julle sal gee en besit mag neem. Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie. En julle mag daar niks van weglaat, sodat julle die gebooie van Jahwe julle God mag onderhou, wat ek julle beveel. Wat leer ons? Wie is die woord wat vlees kom word? Yeshua. Die wet het getuig van Yeshua wat sou kom. So wanneer ons dan na hierdie wet kyk, julle mag niks byvoeg of weglaat nie, gaan dit oor die getuienis van Yeshua, waarby ons niks moet byvoeg of weglaat nie. En dit word vir ons bevestig in die boek Openbaring, want ons 2 plekke wat hierdie gedagte staan, jy mag niks byvoeg of wegneem nie. Hier by die wet, wat na Yeshua toe heen wys, en dan die vervulling, wanneer ons kyk in Openbaring, die openbaring van wie Yeshua is, en ons blaai ter slotte dan na Openbaring 22 toe, en ons kry hier die dubbele getuienis. Jy mag niks byvoeg by die getuienis van Yeshua of wegneem nie, en dan wanneer hy dit vervul, die gees van die profesie is die getuienis van Yeshua. Boek Openbaring 22 vers 18 en 19. Dit is ons slotgedagte rondom die kennis. Ek glo sodat ek kan verstaan. En om te kan glo, moet ek bely by Yeshua, niks wegvat of byvoeg. Vers 18. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie boek, van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Ons is by die laaste gedeelte van hierdie boek. Kom ons kyk net na die begin van hierdie boek, Openbaring 1. Waaroor het hierdie boek dan gegaan? Hierdie belangrike boek waarvan ons niks mag wegneem of byvoeg nie, wat met die dood, met pla, met oordeel gestraf word. Luister mooi gemeente van Jahwe, waaroor gaan hierdie boek? Nou, eerste konteks is die boek Openbaring, maar die breë konteks is die hele skrif is deur Jahwe ingegee. Daarom het ons dit in die wet en ook in die einde, en ons sluit alles tussenin in, maar spesifiek dan die boek Openbaring 1 vers, kom ons lees vanaf vers 1, 2 en 3, die openbaring van Yeshua Messia, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Yeshua Messia, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Dit is die inhoud van die boek, die getuienis van Yeshua. Wat Yeshua gedoen het, wie hy is, hoe bewaar jy dit? Jy bly in hom. Die kennis van die boek Openbaring vind jy net wanneer jy glo om te verstaan, wanneer ek lief het om te verstaan. Daarom oproep ook in vanoggend se boodskap. Fokus op die lam, dan gaan jy begrip hê van al die ander dinge.
Daar is nie kennis buite Yeshua nie, dit is dwaling. En om hierdie getuienis te bewaar, skryf dieselfde Johannes wat ons gesien het, wat ons gehoor het, wat ons getas het, dit verkondig ons aan julle, maar in dieselfde asem sê hy, as jy sê, jy ken God, as jy jou beroem op kennis, en jy haat jou broer, en jy is nie in die liefde en die bewaar nie sy gebooie nie, dan lieg jy, en die waarheid is nie in jou nie. Hy lê baie klem daarop. Maar daar teenoor, 1 Johannes 2, en julle het die salwing van die Heilige, en julle weet alles. Wat is die salwing? Een of ander mystieke, iets wat met jou gebeur, dat jy beter is as die wat rondom jou is? Nee, dit is die Heilige Gees. Die vrug, liefde, lankmoedigheid, blydskap, vrede, werk. Dis die salwing. Wanneer ek dit leef, dan weet ek, want ek kennis. Ek glo, sodat ek kan verstaan. En Jahwe sê, in die nuwe verbond, julle sal my ken. Julle sal my ken. Wat 'n voorreg. Mag ons Jahwe hierdie week leer ken. Nie net in ons rustige studeerkamers, maar die sagte stoel en die koelte van jou, maar ook in daardie moeilike beproewing. Daai oomblik waar ek moet vrug dra, waar ek op hom moet steun vir krag. Daai oomblik wat ek voel ek verstaan nie. Jy sal verstaan as jy vrug dra. Ek glo sodat ek kan verstaan. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, Paulus vra, waar is die wysheid van hierdie wêreld? Waar is die rede twisters? U het dit wat dwaas is by die wêreld uitverkies, en wat iets is niks te maak. Vader, ons staan verstom, want waarlik u openbaar u self aan u kinders. Yeshua self het vir ons die wonderlike loflied en juig oorwinning getuig, toe hy gesê het, ek loof u Vader, want jy het hierdie dinge vir die wyses verberg en aan die kinders openbaar. Dankie daarvoor. Wil u vir ons help, dat ons soos geliefde kinders u sal navolg, dat ons oë op u sal wees, soos die diensknegt se oë is op sy Heer, en die disipels se oog op sy leermeester, dat ons in Yeshua gelykvormig sal word, ook in sy lyde, sodat ons ook kan gelykvormig wees in sy verheerliking. Dat ons deur die kennis hierdie week sal glo, en deur die geloof sal groei in die kennis. Bid dit in Yeshua. Amen. Kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee in Yeshua, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ek groet u. Lees gerus 1 Petrus 1. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van Yeshua, van die Seun van God. Mag vir daar groot genade en vrede wees in elke situasie.